dis sulke tyd. 'n Mens stel jouself baie dinge voor. Ek het 'n vrou wat, as ons trek, dan, terwyl sy begin pak, dan trek sy so 5 keer. Dan vertel sy vir hoe gaan sy die huis skuif, en hoe gaan sy alles doen, en dan, as jy nou uiteindelik daar kom, en jy pak uit, dan sê sy, nou is ek klaar. Maar as sy sê, nou is ek klaar, dan weet ek, nou begin ons eers. Nou, dit is hoe dit is, maar net so vir ons op my skoonseun vra my nou, en ek sê, my seun vra my nou, hy sê, pa, raak 'n ou ooit van die senuwees ontslae? En ek wil vir u vandag sê, nooit. Ons is nie geskool deur 'n teologiese skool nie. Ons is 'n stofasie wat geskool is waar die tye die teerslaan, soos die Engelsman dit sal sê, waar die realiteit is. Ek het groot geword in 'n arme huis. Ons het nie weelde gehad nie. Pa gehad wat baie hard gewerk het en 'n ma wat nie 'n oomblik versuim het om alles te doen nie. So ook my vrou se ouers. Die dag toe pastoor Corneille ons ontmoet, was dit op 'n punt in my lewe daar ek het gevoel, Here, ek is op die einde van my lewe as 'n jong man. En deur genade van God staan ons waar ons vanmôre hier staan. En ek wil vir u sê, moet niks van my verwag nie. Want jy gaan teleurgesteld wees as jy van my iets verwag. Kom ons verwag die krag van God se Heilige Gees. Want daar is nie teleurstelling daarin nie. As u na my gaan kyk, gaan u agterkom ek is 'n doodgewone mens. Jy gaan my met tye kry en ek beloof vir u, jy gaan my sien ek gaan in 'n overall rondloop. As jy Saterdagmôre hier was, so vroeg in die vroeë oggendure, so net na 8, dan sou jy gevind het ek was spierwit. Nie omdat my vrou vir my kwaad was en die koekmeel gekry het, omdat ek gou 'n granietblad gesny het met 'n grinder. So, dis wie ons is. Ons is maar mense. En ons hou van lekker kuier, lekker eet, en ons gaan nog lekker kuier, en ons gaan nog lekker gesels. Maar die belangrikheid van môre is, dat geen eer kom my toe nie. Geen eer kom my vrou toe nie. Ek wil net sê, ek is trots op my kinders, en vir die jong manne wat hier is, hierdie jong meisies is nog nie troubaar nie. Dis maar net die oupa wat so sê. Maar ons is trots op dit wat die Here vir ons gegee het. Nou, ek wil net vanmôre sê, op iets wat pastoor Christo ook gesê het. Ek het altyd in die Kaap gesê, as dit so koud is, en ons het 'n teams meeting, dan sê ek vir pastoor Corneille, ek stuur die koue met liefde vir julle. Nou ja, toe hier nou toe trek, toe besef ek sal dit nooit weer kan stuur nie. Toe bring ons dit maar saam. Vir ons is dit reg Kaapse weer, alhoewel ek moet vir u iets sê, as dat iets waaroor ek my vrou baie bly is die feit van baie bome. Want daar waar ons in die Kaap gebly het, was daar nie baie bome nie. Daar was nie voeltjies nie. Want die vliegtuie het reg oor ons huis geland, en het reg oor ons huis opgestyg. En al wat ons so dan en dan gehoor het, was 'n kolgans wat op die kerk se dak gesit en geskree het vir sy maat. En dan wanneer 'n kraai, as dit so stil geraak het, dan hy kraai so skree, en dan voel jy dit so onheilspellend in die omgewing daar. Dan dink jy aan daai vreeslike snaakse goed wat jy al gehoor gesien het, as die kraai roep, nee. Dit maak so snaaks. Duwe, net dan aan 'n bosduif gesien, maar voeltjies niks nie. Ek het nou die oggend vroeg op, toe maak ek die voordeur oop, toe sit daar 'n klomp tortelduwe en voeltjies en alles. En my vrou sê vir my, het jy vanmôre gehoor hoe sing die voeltjies in die bome? Nou ek wil vir u iets sê. Een van die skrifte van ons bevestiging, wat die Here vir ons gesê het, toe ons gebid het oor die saak om Roodepoort te kom, het gesê dat ons sal in 'n boomryke omgewing gaan ons self vind. En ek het jare laas so baie bome gesien, soos in Roodepoort. Ons het 'n paar keer die dag gery, en ek wil vir u sê, dit is die bevestiging van God se woord. Dis ons voorreg. Oom Dani,
Hy was my eerste van my tweede streeksvoorsitter, maar Kosie Prinsloo was vir 'n kort tydjie, so kan ek maar sê Dani was my eerste streeksvoorsitter as 'n jong man. Ek onthou hom as 'n krangige evangelis. Hy het vir die ek kan onthou met ons vertel in Durban, hoe hy in die howe gestap, in die hospitale gestap, en siele vir die Here gewen. Dis vir my en vir Juliana 'n baie groot voorreg om daar Tannie Rita om by hulle oor te vat. Ek het gister iets gesien en ek is klein bietjie bekommerd tussen my vrou soos Carol, Suster Rita en Suster Marie. Ons moet hulle nie altyd aan dieselfde tafel sit nie, maar net vir sekerheid, want ek sien daar broei sulke dingetjies daar uit te goed, so wees maar versigtig en dit broers, dis nie my vrou soos alleen so slegte invloed nie, maar wees maar gewaarsku, sy dra ook maar deel daaraan ontaan. So, ons gaan dit geniet saam met u. En ek wil nie vanmôre sê, ek wil vir my broers in die gemeente sê, broers, vanmôre maak ek my tassie oop, en dit kom oopmaak, en ek haal gou daar ding uit, en dit ontdek ek hierdie skroewedraaiertjie. En toe kom sien, toe kom het duidelik met ek vir my broers sê, broers, ek het 'n tool wat 'n vrou verstaan. As jy hom nodig het, as jy hierdie tool nodig het, kan jy na die diens gou by my opdag, en ons sal 'n prys op hom maak, en die ou by die hoogste prys kan hom kry. Maar ek wil vir jou dieselfde asem sê, gelukkig het my vrou dit nie saamgebring nie, sy verkoop koekrollers. En suster, dit is just die mans ook. Dit help die mans om ook reg te dink en reg uit te dink. So ek wil net vir u sê, ek ken die stok dis nou 'n bietjie ouer stok. So die enigste een wat sy het, is die een wat sy moet gebruik om iets te bak en my te slaan, maar die ander gaan sy nie verkoop nie. Daar is nie nou heiliglik in voorraad nie. En broers, ongelukkig het ek net een skroewedraaier, daar is nie in voorraad nie. So ek het nie nodig om by my verby te kom nie. Want die Here gaan ons help om mekaar te verstaan, om mekaar te ken. Ek wil met u praat vanmôre in die erns van God se woord vanmôre. Jesaja 35 vers 1 tot 10. En ek wil hê as u Bybel oopmaak, wil nie net lees en toe maak jy hou u Bybel vir 'n oomblik vanmôre oop op Jesaja 35 vers 1 tot 10. So om by 3-4 weke terug. Terwyl ons so hard besig is aan die pak met die laaste goedjies, vra ek vir die Here, wat is dit wat ek sal bedien? En die Here praat met my baie ernstig oor hierdie skrifgedeelte, en ek wil graag die Here gedeelte vir u voorhou. En u is welkom om dit saam met my te lees, en daarna gaan ek vinnig so 'n bietjie by dit stil staan, juis by hierdie gedeelte. Die opskrif van die ou vertaling Bybel sê die grootheid en heerlikheid van die regering van die Messias. Vers 1 sê, die woestyn en die dorland sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Dit sal rustig bloei en juig. Ja, met gejuig en gejubel die heerlikheid van die Libanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron. Hulle daar sal sien die heerlikheid van die Here, die sieraad van ons God. Vers 3. Versterk die slaphande, maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk. Wees nie bevrees nie, kyk julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok. Die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. En die gloeiende grond sal 'n waterplas word, en die dorstland en fonteine van water, in die plek van die jakkalse, waar hulle gelê en rus het, is gras met riete en bissies. En daar sal 'n groot pad wees, en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrek nie. Maar vir hulle sal dit wees wie die weg bewandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeu wees nie. Geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie. Maar die verlostes sal daarop wandel. En die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap
sal hulle verkry, maar kommer en gesig sal wegvlug. En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan wil ek hier vanmôre sê, ons het reeds, dankie vir die seën van die Here wat gebid is oor die woord van die Here. As ons vanmôre na hierdie gedeelte kyk, en jy kan hom net so 'n bietjie opbreek, en ek gaan dit kortliks vir u opbreek. Vers 1 en vers 2, sê hy dit baie kort onduidelik. Hy sê dat die land waar God is, sal dit nie goed gaan. As God in 'n omgewing beweeg, verander die landskap. Ek weet nie of u kan onthou, baie jare terug was daar video's gemaak met die naam van Transformations. En hulle het getuig hoe dat mense op plekke begin bid het en kroe en kerksale geword. En op plekke waar hulle gebid het vir die landboudistrik wat verarmd was as gevolg van dwelmmisbruik en hoe dat God die landskap verander het en hulle magtige oeste gekry het daaruit. En ek wil vanmôre vir u sê, ek weet dit so waar soos wat ek hier staan. As die Here intrek in 'n land en 'n omgewing, dan is dit onvermydelik dat daar 'n heerlikheid saam met hom intrek. En ek wil vir u sê vanmôre, toe ons hier aankom, toe ons vanmôre hier sing, en ek gewaar die krag, en ek gewaar die heerlikheid van die Here, toe weet ek, liewe Here, ons is tuis. Afgesien van wat ons moes tot sien sê ons dankie Here, vir wat ons nou ontvang het. En ek weet nie van u vanmôre nie, maar ek gewaar 'n goddelike heerlikheid in hierdie gebou vanmôre. Ek gewaar iemand in hierdie plek, wat baie groter is as wat ek is en wat u is. En vanmôre kan ek vir u sê, guns en grootheid en heerlikheid is ons deel, soos pastoor Corneille vanmôre opgesê het. Ons word geëer deur God. Want as jy vers 2 die laaste gedeelte lees, dan sê hy, hulle sal daar sien die heerlikheid van die Here, die sieraad van ons God. Ek wil vir u sê, ek dien 'n God wat nodig het om 'n goue ketting om sy hals te hang en vir mense te wys wie hy is nie. Hy het nie nodig om aangekondig te word as hierdie vreeslike groot figuur met 'n posisie nie, 'n 1000-mal nee. Hy's 'n doodgewone, opregte Vader. Maar wanneer hy regter en 'n meester moet wees, dan word hy 'n meester. Wanneer hy 'n leier moet wees, dan word hy 'n leier. En as hy vanmôre moet stilstaan met die kranke in die hospitaal, dan word hy 'n geneesheer. Halleluja. As hy by 'n huwelik instap wat op die rotse lê, dan word hy die redder van 'n huwelik wat op die rotse lê. Dis die God wat ek vanmôre van praat. En dis die God wat ons vanmôre aan mekaar moet voorhou. Vers 3 en vers 4. En hier gaan ek vanmôre vir u sê, dis dood normaal as 'n gemeente hoor dat hulle pastoor gaan weg of hy gaan op pensioen, dat daar so 'n slakkepas begin inskop. So stadigheid wat ons wag nou vir die nuwe man. Ek wil vir u sê, dis die grootste fout wat die kerk kan maak. Want ons is nie veronderstel te wag vir die nuwe man nie. Ons is veronderstel om wagtend te wees op die Here van die heerskare. Ons is veronderstel om ons fokus absoluut gedetermineerd gefokus te bly op die Here en die Here alleen. Want jy sien, die mens is van verganklike aard, skryf Paulus in Korintiërs, maar God is onverganklik. Hy's ewig, van altyd tot altyd. Die woord sê, hy's die Alfa, die Omega, die begin, die einde, die eerste, die laaste. Hy was, hy is en hy sal wees tot in alle ewigheid. En as jy dit vanmôre glo saam met my, wil jy nie net gou die Here in lof en vergee, dis 'n grootheid, dit is 'n sterkte. Halleluja. Hy kom in vers 3 en in vers 4 en hy sê die woorde, versterk die slaphande. Versterk die slaphande. As jy nie meer weet waar te vat en hoe te vat nie, leer om weer te vat. My pa
Pastoor Corrie het hom geken as 'n moeilike man. Hy was 'n kwaai man. Maar ek sal nooit vergeet, toe ek eendag, toe hoor ek, jy moet iemand as jy hom groet, moet jy hom, ekskuus Pastoor Christen, gee net jou, jy moet hom mooi groet, sag groet. En toe ek my pa so groet, toe sê ek, sê 'n man of 'n meisie. En hy vat my hand en druk om, hy sê, 'n man vat soos 'n man. Ja, En ek onthou dit. En ek wil vanmôre sê, my broertjie, my sussie, dis tyd om weer vas te vat. Weet jy dat elke keer wat ons bietjie treurig raak, elke keer wat ons 'n bietjie stadig raak, dan kry die duiwel 'n groter insaag, hy kry 'n groter impak, hy kry meer te sê, hy kry meer te doen, want die ruimte word hom geskep. En vanmôre wil ek vir u sê, soos wat hierdie profetiese woord het gesê, maak die slap hande sterker, maak hy struikelende knieë, wat nie weet watter kant op te gaan en waarom te beweeg nie, begin dit sterk maak, want ek wil u vanmôre sê, God gaan dinge doen, soos wat ons nog nooit gesien het nie, en ek verwag dat God gaan dinge doen, en hierdie was groot dinge, en die groot getuienisse uit Rodepoort gebore, maar ek wil vanmôre vir u sê, daar kom nog groter, daar kom nog beter, en weet jy hoekom gaan dit gebeur, nie met die persoonlikhede nie, maar met die God van hemel en van aarde, wat in gaan stap, en die heerlikheid gaan bewerkstellig, hy's in die omgewing, hy's in die huis, hy het die tafel gedek, en ons gaan uitstap, en ons gaan dit geniet. Hy sê, ja, die wat vervaard is van hart, en die vervaard van hart is iemand wat, hulle is tegen mekaar, hulle weet nie wat kan doen nie, wat gaan ons nou maak? Ek wil onthou, toe ons aan die Kaap kom, en ons vir hulle sê, ons gaan nou trek, toe is daar mense wat sê, ons maak klaar, en Dani was dit ook so, ons maak klaar. Broer Christen, hoe maak ek klaar met God? Ja. Hoe maak ek klaar met die Here? Jy kan nooit nie. As jy eenmaal 'n wedergebore bloedgewaste kind van die Here is, you'll never be able to stop that. Jy kan nie met dit ophou nie, jy sal met dit moet aangaan tot aan die einde van dae. Verdra my so oomblik, soos jy onseker is vanmôre, wil ek vir jou sê, stap gou die een daar langs jou sê, ons is nou nie meer onseker nie, ons gaan ons harte sterk maak, ons gaan ons gees gesond maak, en ons gaan uitstap in die glorieryke heerlikheid van die Here, want daar is iemand in hierdie gebou, ons het gesing vanmôre, iemand is hier, en ek weet, dis Jesus, en as Jesus vanmôre ons deel is, het ons nie nodig om terug te kyk nie. Hierdie profetiese woord het getuig van die pad wat Jesus vir ons daar gestel het. En hierdie woord sê, wees sterk, wees nie bevrees nie. U sal in tyd my leer ken as 'n hastige man met 'n hastige geaardheid. Ek wil nie te veel van myself sê nie, maar ek wil vir u sê, ek hou van 'n lewendige, 'n vurige atmosfeer. Amen. Ek het eendag en ek het 'n baie pragtige bloed gehad in my gemeente, en een Sondagmôre toe lei hy ons in sange. Een Sondag aand en die volgende môre, toe sit nou nie op so 'n lekker vlak nie, want ek het gevoel, liewe Vader, wat 'n diens. En ek sit die môre dan in my huis en in my kantoor, en hy bel my, en hy sê, my pastoor, joh, ons het daar maar 'n lekker diens gehad gisterand, en hier aan my binnekant sit ek, en ek sê, Here, dit was nie my ervaring gewees nie, dis nie hoe ek gevoel het nie, en hy weet, hy sal moontlik na die uitsending ook nie waarskynlik, hy ken my, en ons ken mekaar, ons baie lief vir mekaar, en ek sê vir hom hierdie woorde, ek sê, my broer, ek sê, ek wil vir jou sê, dis die beste begrafnisdiens wat ons in ons lewe bygewoon het, was Sondag aand. Prys die Here. Hy raak so stil aan die ander kant. My vrou praat agterna met hom, sy sê, ag, jy moet hom al vergewe, hy is maar 'n moeilike ou as in die dagtyd het. Hy vra vir my, maar pastoor, het ons begrawe. En voor ek my kan kry, toe sê ek vir hom, ons het meneer Vrek gisterand begrawe. Ek
praat nou nie meer so nie, die is net vir die Here het my verlos van dit ook. Maar ek wil vir u iets sê. As Jesus hier is, dan word die slaphande weer styf. Die wankelende, struikelende knie kom weer reg op. Die rugstringe begin opstoot. Ek stoot weer my bors uit en ek begin die naam van die Here uit te lig en ek begin die naam van die Here groot te maak. Weet jy hoekom? Want die laaste deel van vers 4 sê, want kyk julle, God kom en vra met goddelike vergelding. Hy self sal kom om julle te verlos. En hier's vir my 'n goddelike waarheid opgeteken. Ons wil soms met die slaphande en die struikelende knie van ons hê, God moet ons verlos. Ek wil u vanmôre sê, dis nie hoe God funksioneer nie. God funksioneer wanneer iemand in beweging begin kom en wanneer hy begin spoed vang en wanneer hy begin hardloop en wanneer hy begin opstaan en sê, ek gaan vir die Here begin iets te doen en dan daag hy op met al sy heerlikheid, met al sy majesteit en al sy glorie en hy begin om te verlos, hy begin om te genees, hy begin om te herstel. Kerk van die Here, die God wat ek dien, soek 'n man en 'n vrou wat sê, my knie is styf, halleluja, my arms is styf geword, ek gaan vir die Here 'n barshou slaan wanneer nodig. Jy sê, jy kan nie verwag dat Jesus moet die siekes gesond maak as ons moeg en lamlendig en dood is nie. Hy genees wanneer sy mense wys, ons is gesond. Ons gaan ook al 60 se kant toe. Sê wonder. En ons staan ook al stadiger uit die bed uit op. En as jy onder op die grond iets gedoen het, weet jy weer 'n broers tot so vir 'n vriend, dat jy staan so 'n bietjie stadiger op. Paulus skryf baie keer, ek het 'n swartjie wat vir my werk, jong man. En ek het iets vergeet en ek moet onder ietsie swys. En ek besluit ek nie, maar ek gaan gou daar val onder die steekwa in, swys om gou. Maar ek vergeet as jy onder is, moet jy weer opstaan. En die steekwa staan op 'n plekkie, hy's glad, hy's toegebou hierso, en hy's 'n muur hierdie kant. Daar's nie handles nie. En toe ek reg opkom, toe sien ek staan en kyk so af, ek sê, I hope you're not laughing. Oh, pastor, I'm not laughing. En ek dink by myself, moes het gelyk het, want dan soek ek vast op ek kom, en ek is bietjie oorgewig, ja, en ek dra dit saam met my, dit raak moeilik. Maar ek wil vir u iets sê, die Here soek nie net jong manne en jong vroue wat in 'n tempo kan hardloop, wat die ouer geslag nie meer kan doen nie. God soek 'n man en 'n vrou wat in die gees sê, ek staan op. Wat sê ek staan sterk. Want jy sien die woord van die Here sê, liggaamlike oefening is tot weinig nut. Hy sê nie, jy moet nie oefen nie. Hy sê, jy moet oefen. Maar hy sê, dit is tot weinig nut. Luister mooi. Maar die heerlikheid van God, en ek het dit vanmôre toe een van my kollegas my laat weet met seëning en toe sê vir hom hierdie woorde, dis net die salwing wat ons gaan deurdra. Dis net die salwing wat ons gaan suksesvol maak. Dis geen menslike vermoë nie. Paulus het geskryf, julle het die salwing, daarom het julle alles, julle weet alles. Hy sê, wat julle kort kom, die salwing sal julle leer, hy sal julle lei. Dit is vir ons die belangrikheid, maar die geheim moet net wees, as die liggaam stadig is, as jy ouer word, en hier sit vanmôre van ons vaders, en ons moeders vanmôre in die gebou, en ons sal vir jou sê, daar was 'n tyd toe ons 'n ding kon doen. Ek sit en dink, ek sê my vrou, 10 jaar terug, juist toe kon ek nog 'n ding doen. Ek kan onthou, ek was 'n jong man in Louis-Trichardt, toe die mense sukkel om 'n konkrete pilaar op te tel, toe gryp ek daai pilaar en ek dra hom in die huis in. Ek wil vandag sê, as ek vandag daai pilaar gryp, dan vat hy my grond toe. Maar ek jou iets vertel, in die gees is iets anders. En die pad van Jesus is nie bestem vir die uiterlike vermoëns nie. Die pad van Jesus
is nie bestem om vir mense te wys hoe sterk en hoe formidabel ek is nie. Nee, die pad van Jesus is om in te stap en te genees. So wat hy van praat hier is om te sê, maak jou geestelik weer gesond, kry jou geestelik weer aan die rol, kry jouself aan die gang, maak jouself reg om in die middel van die nag 'n klop in jou hartsdeur te hoor en te sê, my kind, jy moet opstaan, daar's iemand wat gebed nodig het. Dan rol ek uit my bed uit en ek begin te bid vir hom wat 'n behoefte het. Ek wil vir u vanmôre sê, my swaar is nou by die afgelope konferensie 'n vreeslike motor opgeruim en een nag word ek wakker en ek stap voor huis toe en ek begin vir hom te bid en ek roep na hom. Hy sê vir my, Boet, toe by hom kuier in die week, hy sê, Boeta, hy sê, ek word wakker, toe staan jy reg langs my bed en ek hoor hoe bid jy vir my. Dis wat God van sy kinders soek. Dis wat vir die Here vanmôre van groter belang is. Dis nie van waar ek vandaan kom nie. Dit is ook nie wie ek is nie. Dit is wat gaan ek maak terwyl ek op hierdie pad van Jesus wandel. Wat gaan ek maak? Wat gaan ek doen? Die geheim vanmôre moet net dit wees. Ek gaan nie wag tot iemand vir my sê, hier's vir jou 'n plekkie in die son nie. Ek gaan nie wag tot iemand vir my 'n posisie aanbied nie. Nee, jy sien God werk op 'n baie anderste manier as wat die program en die stelsel van die kerk werk. Met respek gesê vanmôre teenoor ons kerk, ek's baie lief vir ons kerk, maar ek wil vir u sê, as die Here instap en hy begin te werk, dan krap by die kaarte, alles deur mekaar, dan waai sekere reëls en sekere dinge by die deur uit, want as God die rigting begin bepaal en die Here begin te genees en die Here begin deur mense te werk, dan kom daar 'n magtige verandering in die lewensstelsel van die wêreld om ons. Halleluja. En vanmôre wil ek vir u sê, God praat met hierdie gemeente vanmôre. Dis tyd om uit te breek. Dis tyd dat ons vorentoe gaan hardloop en dat die Here ons weer gaan sterk maak van die een wat so sal dit sê, God is gonna make us very strong. Van iemand sal en sê net vanmôre, daar's 'n krag van God wat ons gaan uitlei, dat ons gaan gesond maak, dat ons gaan sterk maak. Waarom sal ons glo? Ons is op die einde van ons pad. Waarom sal ons glo? Hier kom 'n nuwe ding. Hier is geen nuwe ding wat kom nie. Die enigste iets wat hier gaan arriveer is Jesus en sy almag. Jesus en al sy glorie. Hierdie skrif sê, hy gaan opdaag met genesing. Hy gaan opdaag met redding. Hy gaan opdaag met verlossing. En hoor wat hy sê, verdra my, as ek so 'n bietjie rondloop, ek is maar 'n gevoelsmens, ek moet baie keer jou in die oë kyk, om met jou te kan gesels. Hy sê, hy sal in vers 5 en 6, sê hy gaan die oë van die blindes open. Eerste ding wat ons sien is, ons sien hoe die mense hulle donker brille afval en die gaan, dis nie, ek praat nie net van dit, ek kan dit ook doen. Maar geestelik het ons baie keer blind geword. Hy gaan die oors van die dowe, gaan hy ontsluit. Kan ek gou vanmôre vir iets vra? Wanneer laas het u en ek vir die Here gevra, Here besny my ore na die stem van die Here? Wanneer laas het ek gesê, Here, maak my opnuut attent, dat ek die woord en die stem van God in my lewe hoor nie. Hy sê, maar dan sal ook die lamme opspring, soos 'n takbok. Hy sê, die tong van die stomme gaan jubel. Hy sê, want in die woestyn gaan uitbreek waters en strome in die wildernis. Ek wil vanmôre vir u sê, toe ek hierdie gedeelte lees, toe sien ek hoe dat God gaan instap in huise, waar dwelmverslawing tans besig is om pos te vat, en waar mense se huise opgeskeer word, wildernisse van plekke. Ons weet ons skole, ek weet nie van hier nie, maar in die Kaap, die skole was 'n wildernis. Dit was 'n nes van die wreedste en die snaakste goede. Ek weet, ek het gehoor die ander pastoor Louis sit in Newlands, hy sê hulle sit in die kerk, dan hoor hulle skien die mense op mekaar. Ek wil vanmôre God
Lofspraak lewe, kerk van die Here, as ons die tee gaan reguit maak, en ons gaan die hande begin reguit maak, gaan die Here infiltreer, en huweliks gaan verander, David se wil gaan verander, Rodepoort gaan verander, al die omgewings om ons gaan verander, want weet jy hoekom, as God intrek, is niks van niemand wat kan stop nie, dan is geneesing in die land. As jy vanmôre gedink het, ek gaan vir jou 'n mooi preek en 'n oulike preek by mekaar sit. Hierdie is wat die Here vir my gesê het. Ek vir ons gemeente moet bedien. Vers 7 sê die woorde. Hy sê die gloeiende grond sal waterplas word, die dorsland fonteine. Ons kom in Middelburg gemeente. Pastoor Cornelis sal weet hoe die dag gelyk ons daar kom. Was as best saaltjie. Hy was presies 4.5 meter breed. Jy het 4 mense aan die kant van die kerk gesit en 3 mense aan daai kant van die kerk. Toe ons inry, is daar 'n 8 voet draadheining voor die kerk. So 'n stukkie teerblad, 'n stukkie gras met 2 sulke dooie bloekomstompe afgesny. Ons in die kerk gaan stap. Toe's die wortels. Toe gooi dit onder die vloer, toe's daar 'n trap in die kerk wat nie gebou is nie. Dis die wortels wat hom gelig het. En vir 3 maande spring ek uit en ek soek grond. En die kerk het grond gehad in Middelburg, vandag op die kruising waar die groot mall in Middelburg is. Die kerk het daar gehad en het verkoop. En vir 3 maande borstel ek. Hoe kan hulle dit gedoen het? Ek het daai stadium iemand wat aan, jy nie sommer van Daniel het ooit gebel en hom aangevat oor iets, hy sê nog geskop hier. En dan Daniel kom sit in die huis, ek sê vir hom, oom, hoe het jy daai grond verkoop? En hy sê broer, jy moes nie buite ons die besluit geneem het nie. Hy sê dit was die regte besluit vir die regte tyd. En een aand in 'n bidhuis, toe sak ek op die grond neer en ek begin te bid. En toe ek my woord oopmaak, toe sê die Here vir my, en op hierdie plek sal ek julle seën. En ek wil vir u sê, ek stap die volgende môre uit en ek gaan koop 'n paar liters olyfolie. En ek stap op daai stuk grond en ek begin hom salf. Dit was 'n area waar die mense al hulle munisipale vuil ook sommer kon weggooi het. Die Here voorsien binne in daai week vir ons mense met groot masjinerie, hulle kom maak daai hele erf skoon, sonder vraag. Maar toe vat ek vrede op die plan van God. En op daardie selfde plek het God ons uit ons nate uitgeseën. Wat wil ek vanmôre vir u sê? Kom op die plek waar ons die Here toelaat om die gloeiende grond in 'n waterplas te verander, om die dorsland en fonteine van water te maak, om die plekke waar die jakkals, kyk, 'n jakkals is 'n sterk ding. As jy jakkals skiet, hy hardloop met sulke uit slim draadjies en hy kruip weg. Maar hy sê, die plek waar die jakkalse is, gaan 'n rusplek vir my kinders word. Prys die Here. Gaan 'n rusplek vir my huis word. En ek weet die jakkalse in die omgewing, ek sê nie in die kerk nie, hoor, jy moet nou mooi hoor wat ek vanmôre sê. Wil nie kwaad word vir my op jou eerste diens nie. Die jakkalse in die omgewing, en ons sien hulle nie. Maar hulle spyt in die gees. En hulle slaan in die gees. En as jy jou kry, dan voel jy alles val om in mekaar. Alles tuimel om in mekaar. En hulle van die rigting. Die jakkalse is besig om te byt en te roof en om te steel. Maar God sê in hierdie woord, waar hy praat oor die pad van Jesus, hy sê, gaan 'n rusplek word. Dit gaan 'n plek kom waar ons kan ontspan, 'n plek waar ons rustig kan wees. So luister mooi, dis tyd om die jakkalse weer so bietjie te identifiseer en begin opstaan. Maak jy hande styf, maak jy arms reguit. Luister man, raak net so bietjie parmantig weer. Die gees, raak net weer so bietjie opgewonde in die gees en sê Bybel, jy gaan my nie boikot nie. Jy gaan my nie boikot nie. Maar Christus, iewers langs die pad het iemand van het iets ons geleer om te glo in die vrese van dit. Ek gaan nou by dit stilstaan, dan gaan ek afsluit. Kind van God, ons is nie bepaal om weg te hardloop as die jakkalsies skree. Yes. En die jakkalsies blaf nie.
Ons is bepaal om op te staan en gedetermineerd te kyk, want weet jy hoekom? Die woord sê dit so duidelik, dat hy wat in my is groter dan hy wat in die wêreld is. En as hy in my is, weet jy waarmee sit ek? Weet jy wat het jy binne jou vermoë? Ek wil vir u sê, dis die tyd het aangebreek in Suid-Afrika. Die tyd het aangebreek in Roodepoort in die Wesveld, reg oor die streke van ons land. Dat wanneer die skaduwees van die heiliges op die siekes sal val, hulle weer gesond sal word. Wanneer die kind van die Here in hulle huis bid, vir my is een van die grootste getuienisse wat ek in my lewe gehoor het, was 'n verhaal van, moontlik ken die verhaal, moontlik nie, vir Catherine Kuhlman. Hulle vertel 'n getuienis van hierdie godsvrou. Hoe hulle een hand in 'n veldtog sit, daai jare in Amerika noem hulle die saamtrek, noem dit rallies. Terwyl hulle die groot rally in 'n tent het, is daar baie mense in die buurt wat hulle nie goed gesind is nie. En hulle daag daarop, in daardie jare met fakkels en wapens en alles. Hulle sê die aand was sy nie die spreekster, sy het sommer net so in die banke gesit. Hulle sê terwyl dat hierdie mense die tent aanstorm en 'n storm nader in die tent het, toe staan daai skrander godsvroukie op. In die midde van daai mense en al wat sy doen is sonder 'n woord sê, steek sy net haar hande op. En hulle sê, Pastoor Corneille, dat daar was mense van daai wat in die tent ingestorm, dat die vrouens wat in die tent ingestorm het hardloop, en hulle begin komberse gryp, en hulle maak hulle nakende, halfnakende boerlywe begin hulle toemaak. Die manne slap neer op hulle aangesigte voor die krag van God. Hulle beweer dat in 'n radius van 20 km om daai tent, het mense die krag van God in hulle huise gevoel. Wat het geword, kerk van God? Wat het geword van daardie dinamika wat Jesus hiervan praat? Hoekom kan ons daardie dinamika nie meer beleef nie? Hoekom kan ons nie vanmôre, terwyl ons hier bedien, dat God reg om ons huise begin genees nie? Ek gewaar my gees dat die Here gaan in die omgewing siele red, soos wat ons nog nooit gesien het nie. Kerk van die Here, dis kyk dat ons opstaan en sê, hierdie dorsland, hierdie plek van smarte, luister, jy sit in jou huis, ek weet nie wie dit is my sussie, en jy weet nie wat die toekoms vir jou huis inhou nie. Hoor vanmôre, God se woord, daar's 'n genesing vir jou huis, aan die kom vanmôre, staan ek vanmôre op en sê, Here, ek gaan my stap hier reg maak, ek gaan weer 'n bietjie my binnekamer instap, en ek gaan die TV sit, ek gaan my telefoon afsit, ek gaan my Facebook afsit, ek gaan my WhatsApp afsit, en ek gaan God soek. Ons is so geneig om na alles te luister, maar ons vergeet die binnekamer effek. Wil ons iets verleer oor gebed? Gaan luister na Jack Cunningham op YouTube. Gaan luister na hierdie ou, gaan luister na daardie. Maar die binnekamer raak verlore. Dit raak verlore. Ons sluit nie meer die deure nie. En vergeet wat buite is nie. Daar's 'n realiteit aan daai sluit van die deur. Dit beteken, sluit af van alles en raak met God in sy persoonlikheid besig. Amen, amen, amen. Vergeet gou wat Talitini sê op YouTube en op TikTok en op Facebook. Raak stil en hoor wat die Here sê. Want u en ek is moontlik dalk die geneesheer van die huis langs jou. U en ek is moontlik dalk die persoon wat by die werk instap en my baas kan lei om tot redding te kom. Ek het by iemand gestaan eendag, 'n jong man. Toe sy by ons jeug betrokke daar in die Kaap en hy sê my pastoor, ek het hierdie man so goed opgespoor op Facebook, kan ek dit maar vir ons jeug bedien? Toe sê ek, gaan jy dit bedien? Nee, ek gaan sommer die video's vir hulle speel.
nodeloos om te sê, ek het hom 'n skrapering van sy lewe gegee. Wat het geword van jou eie persoonlike openbaring wanneer dit by Jesus kom? Wanneer daar sit ons stil gesit en gesê, Here, praat hier in my hart. Praat hier in my denke. Here, praat. En dan kom ons in beweging. Ek weet nie of om Dani en Christo en Pastoor Corneille het ervaar het in die jare, in die laaste van jare, is daar honderde talle mense wat jou by die preekstoel soek. Hulle soek die platform, wat hulle voel as hulle hier staan, het hulle posisie. Kan ek iets vertel? Jou huis is 'n platform. Jou werk is 'n platform. Die winkelsentrum waar jy gaan inkopies doen, is 'n platform. Die dokterspreekkamer is 'n platform. Die tandartsafspraak is 'n platform. Hoe weet jy of jou tandarts gereed is? Elke plek waar ons beweeg is 'n platform. Wanneer jy by die skool kom, ek het ouer aande, ek weet nie van die ouer broers wat die sit, die ouer aande was vir my een van die grootste irritasies en frustrasies gewees. Ja, ek kon nie die dag gaan sit en wag en onderwyser met my moes praat nie. En sê my vrou, dis vir die kinders, kom! Jare later toe ontdek ek, dit was eintlik 'n platform. En my ongeduld het my by die platform laat verby beweeg. My kinders was nie groot sportiewe kinders nie, hulle het net sports in die huis gemaak. Maar as hulle sportief was en hulle het sport gedoen, was dit my platform. Vandag wil ek vir u sê, ek sien tot wanneer ek saam met ou tydens wat die perseel werk. As ek by hom staan, het ek 'n platform. Bedien hom van my platform af. Hier sit vanmôre jong mense, hier sit vir mense by mekaar en saam mekaar vanmôre. As jy vanmôre hier uitstaan, jy stap hier buite en dit reën en jy groet mekaar gou mooi, jy het 'n platform om jou broer te bedien. Hierdie is 'n baie klein deeltjie van die ware bedieningsveld van God. Die land het herstel nodig. Die land het genees nodig. Ek sluit af in die laaste gedeelte. Hy sê in hierdie pad sal daar is 'n groot pad wees, 'n weg wat die Heilige genoem word. Geen onreine sal daarop voortrek nie. Maar dan sê hy iets baie besonders, ook in hierdie gedeelte. Hy sê die volgende woorde, hy sê daar sal geen leeu wees nie. Geen verskillende dier sal daarop aangetref word nie. En ek gaan sluit hierby. Hoeveel keer vind ons huis in ellende en smarte? En ons dien die Here. En dinge in die huis val uit mekaar uit. En dan sê ons hierdie woorde, die duiwel is los in. Het jy dalk iemand gesê, die eerste duiwel is weer los vandag. Wie het hom losgelaat? Kom. Wie het hom losgelaat? As ons dan op die pad van Jesus wandel, wie het hom losgelaat? Want hierdie profetiese woord sê, daar is nie 'n duiwel op jou pad nie. Hy sê, daar's nie 'n verskeurende dier nie, daar sal geen leeu op dit wees nie. My vraag altyd, wanneer ek hierdie gedeelte lees, is dit, waar was jy toe die leeu in jou huis gekom het? Waar was jy toe die omstandighede begin ontraafval en jy voel jy nie meer in beheer is nie? Waar was jy? Ek sê altyd, ry gou Durban toe, ry Kaap toe. As 'n man alleen ry, dan ry hy so sommer maklik 400-500 km. As jy vrou en kinders saam met jou, stop jy altyd 200. Dis normaal. Dis normale praktyk ook. Weet jy wat is die ergste, broers? Ek weet nie of julle dit ook al beleef het nie. As jy van die Kaap af ry, van Durban af ry, jy so 20-30 trokke verby. En jy trek op by daai garage in en die eerste een kom jou so verby en as jy so stop en jy sien die derde, die vierde, die vyfde, die sesde, die sewende is verby. Dan dink jy, okay, serieus, ek moet hulle nou weer almal verby gaan. Staan gou stil, kind van die Here. Dink gou daaraan.
Hoeveel keer in jou lewe kom jy oor hindernisse? Hoeveel keer in jou lewe gaan jy verby goed en jy begin oorwinning skryf oor goed en dan besluit jy gaan vir 'n pitstop maak. So 'n bietjie moeg ag die Here sal verstaan, gaan net bietjie relax. En bam, as jy kry, dan sê jy vir iemand, die duiwel is los in my huis. Kan jy vir iets sê? Op die pad van Jesus is daar nie pitstops nie. Daar's nie terugtyds en sê, o, ek gaan nou eers 'n bietjie rus nie. Jy gaan en jy druk deur. En as daar in jou pad 'n hindernis kom, dan klim jy oor, jy gaan om hom, maar jy gaan aan. Pastoor Corneille het gesê, ek het lank gevat om geskiep te word van die bottel. Maar terwyl ek met die bottel besig was, het ons 'n gesegde gehad wat gesê het, ons drink tot die dood intree. Dan sidestep ons om, dan gaan ons aan. Maar as dit by Jesus kom, die oomblik wanneer iets voor ons kom, dan breek ons. En ek het 'n siening in die lewe, ek sidestep hom ook, en ek gaan aan. En ek gaan aan. Ons gaan nog lekker kerk aan. Maar vanmorgen wil ek vir die gemeente sê, kom ons vat hande, kom ons maak mekaar sterk. Kom ons rig, as jy sien jou broers het net so 'n bietjie struikelend geword. Hulle kry daai, dis nie 'n rock and roll vibe nie. Hulle maak net so 'n bietjie stap so. Weet jy, haar kom in en sê vir my broeder, kom ons begin dans voor die Here. Kom ons begin huppel as ons sing. Kom ons begin die Here se naam net weer 'n bietjie groot maak. Kom ons verheerlik hom net weer 'n bietjie. Ek wil vir u sê, dis die beste ding. Reg om te sien my Boeta. Ek sien daai hande wat so ywerig vir die Here gewerk het stil geraak. Ek sien daai bene wat so beweeg het vir God se werk. Hulle het bietjie stadig nou. Vat hand en begin instap. Ons gaan hier nog kerke, ons gaan dans, ons gaan spring, ons gaan juig vir die Here, ons gaan lekker kerk hou. Maar dis die boodskap wat die Here vir ons my gesê het vir u sê. Staan op. Michael Trita. Die Here sê, die vrug van julle handewerk sal binnekort in julle skoot val. Groot guns kom oor julle huis, spreek die Here vanmorgen. Here sê omdat julle nie net 'n ywer vir die groot goed nie, maar selfs in die klein dinge. Hoor wat die Here sê, daar wag groot vrug. Groot vrug. Moenie terugdraai nie, moenie wegdraai nie, moenie omdraai nie. Maak sterk, maak gesond. Halleluja. Sabatala batanda watele berende bikitianda. Ek weet vanmorgen wat ek weet. Dis die Here herstel. Die Here genees. Die Here sê, Deedre, vat daai klein ding en maak haar groot na die vrese van God. Rig haar voetstappe. Rig haar voetstappe onder die geklank van God se Heilige Gees. Maak reg wat moet reggemaak word, maak dit spoedig reg. En die Here sê, julle sal haar seëninge geniet. En sy sal vir julle hele huis en vir almal 'n seën wees. Maar hou haar onder die geklank van God se woord. Sabatayanda boshele beleganda. En dan die Rita is vanmorgen wat die Here sê, julle sal nooit kan stil raak voor my nie, sê die Here. Julle sal nooit kan stil raak wanneer dit in beweging kom, sê die Here. Daarom sê die Here vanmorgen vir Pastoor Daan en Suster Rita Matthys, Here gaan julle self nooit moet beperk nie. Want die Here sê, daar wag nog groot deurbrake vir julle op die pad vorentoe. Daar wag nog groot getuienisse vir julle. En die Here sê, julle gaan dit sien uitspeel by julle kinders, julle kleinkinders en julle familie, sê die Here. Want Pastoor Daan, die Here sê, daar wag nog 'n groot openbaring. Wat kom, sê die Here? Dis nie die einde nie. Dis die begin van die nuwe. Vanmorgen spreek die Here deur die lippe van Kry. Sabataya Shelebe en die Bikitiada. Pastoor Louis, die Here sê, ek gaan die beer uit jou uithaal. En ek gaan die leeu wakker maak. En die Here sê, die stem sal die stem van God word. En nie die van broer Louis nie.
Hoor wat die Here vanmôre sê. Die Here sê, ek gaan slaan op 'n plek in Brits, waar geen mens gedink het jy 'n plek jy gaan slaan nie. En die Here sê, daar gaan hulle wees wat teen dit sal wees, maar hoor wat die Here sê, hulle gaan vinnig agterkom, as hulle nie saam in die stroom gaan nie, gaan dit stil raak onder hulle, sê die Here. Die Here sê, gaan met die verwagting van God se gees. Sabatayanda Moshelebekitianda sê, Bitalabaro, Nalabatianda Moshelebekitianda sê. Die Here sê, pastoor Corneille, Sister Michelle, die Here sê, daar kom 'n lied, daar kom 'n groot geopende deur vir julle meisiekind. Die Here sê, binnekort vir die oudste een, sê die Here, binnekort 'n groot geopende deur. Die Here sê, julle moet waaksaam wees. As dit nie reg is nie, wys dit af, want die Here sê, dis net die vertrek van nog groter dinge, spreek die Here vanmôre. Dis vanmôre wat God sy kerk wil oplig. Dis vanmôre wat God sy kerk wil terugbring by voete van die heerlikheid. As jy vanmôre voel, Here, my voete het so 'n bietjie lam geraak. As jy voel my knie het 'n bietjie struikelend geraak. As jy voel my hande het 'n bietjie swak geraak. Vanmôre is die môre wat God in sy kerk 'n inspraak belewer. Maar so Pieter, how about those cruel days? Joanne, wat van daai ou Here daar? Dis nie verby nie, sê die Here. Dis nie verby nie. Dis nie verby nie. Dis tyd. Dis tyd, sê die Here, om op te staan. Hoor mooi. Tyd om op te staan, staan op julle voete. Vat mekaar se hande. Net Pieter, gemeente kan ons ook kies. Lig gou julle hande saam op na die hemel. Sabatala Moshelebe Rendebekitianda Moshelebe Vendaan. Dis vanmôre wat die Here vir jou sê. Die Here sê, moenie traag wees nie, wees hastig. Moenie bekommerd wees oor wat kom nie. Die Here sê, sit julle oog op my, sê die Here. Moenie bevrees raak oor wat agter was nie. Die Here sê, want daar's nuwe dinge op die horison. Daar's nuwe dinge op die horison, sê die Here. Die Here sê, maak dan met julle gister en eergister, sê die Here. Dis tyd, sê die Here. Dis tyd, dis dringend tyd, sê die Here. Breek deur, dat die vyand nie langer 'n slag kan slaan nie. Sayanda was julle berende bekitianda. Kan die kerk van die Here net geopstaan? Kom ons hak net gou by mekaar in. Kom ons hak net mekaar van linkerkant tot regterkant. Die orkes kan nou uit, kom gee net kans. Staan net by mekaar, hak net gou in. Soms so oor die banke heen, hak gou in by mekaar. Dis tyd, dis 'n oomblik wat die Here in sy kerk bevestig. Sê Here, maak ons sterk. Maak ons een. Here, maak ons gesond. Sababababa, nalebebebenda sy. Propasie. Here sê vir jou en die suster, daar kom nog mooi dinge hoor. Daar kom nog groot dinge, sê die Here. Here sê, daai jongens wat julle so bekommerd is oor, ek gaan 'n verandering inblaas. En dit gaan spoedig wees, spreek die Here vanmôre. Hulle is mos so eiesinnig en eie wyse. Here sê, ek gaan aan hulle hartsdeure klop op 'n manier wat geen mens gedink het nie. En ek bring 'n verandering. Hoor mooi. Here sê, moenie wegkruip nie, hoor. Moenie terugstaan nie. Moenie dink jy soos aan, jy's nie soos ander nie. Jy is nie soos hulle nie. Jy gaan nooit soos enige iemand hier wees nie. Jy is geskape in die beeld van God. Vanmôre wil die Here vir jou sê, hou op terugkyk. Hou op wonder. Staan vas in die Here. Staan vas in die Here. Moenie opgee nie. Laat nie. Moenie opgee nie. Kyk maar wat hulle met jou. Sê vir die een dag lank so terwyl jy ingehake sê. Ons gaan sterk staan vir Jesus. Ons gaan sterk staan in sy grootheid. Ons gaan sterk staan in sy heerlikheid. Sabababo, naboshelebekitianda, batelebekitianda. Die Here sê, al voel jy hoe leeg, al voel jy hoe gedaan, hoor wat die Here sê, ek is nog met julle. En ek sal julle nog lei, en ek sal julle nog uittrek, sê die Here. Hou vas,
Hou vas, hoe George, Sister Karen, oor wat die Here vanmôre vir julle sê. Die Here sê, ek gaan daar in die veld driehoeke 'n vuur van heerlikheid stuur. Hoor hierdie woorde, die Here sê, julle kan dit mag getuig. Ek gaan 'n vuur van heerlikheid stuur, wat ontketting gaan word, reg by die veldriehoek. En die mense sal weer getuig van God se heerskappy. Sabaron, Nabashele Bebedai, Kitala Babanda Batiata. Dan Rodepoort gemeente gou vanmôre vir mekaar sê, ons is hier, is iets aan die kom in Jesus se naam. Hier is iets aan die kom in Jesus se naam. Hier is iets wat gaan gebeur, wat geen mens kan stop nie. Halleluja. Sê dit gou vir iemand dan so, dat hulle weet dit gaan gebeur. Sê vir jou broer by jou, hier gaan iets gebeur. Ons weet nie wat dit is nie, maar ons gaan wag vir dit, ons gaan dit geniet, ons gaan dit terdeer geniet. Halleluja. Kom ons gee aan die Here net 'n lekker lof. Kom ons gee aan die Here. Halleluja, halleluja. Ons kan nog gee aan die Here. Kevin, kom staan hier by jou vrou. Sabababon, die begint hier aan die. Halleluja, loof die Here. Vorentoe, sê die Here, vorentoe, gee so 2 tree, net so 2 tree, vorentoe. Vorentoe, sê die Here. Halleluja. No retreat, vorentoe. Vorentoe. Prys die En die Here sê, as die gate vir jou te diep word om uit te klim, begin om te klim. As jy voel jy kan nie, sê die Here vir jou jongman, gaan in jou binnekamer en gaan sluit die deur. Hoor wat die Here vanmôre vir jou sê, moenie jou antwoorde soek op enige ander plek nie. Hoor mooi, Here sê koester mekaar, gee om vir mekaar, vang mekaar toe, sê die Here. Daar wag 'n taak vir julle, maar wees kalm. Wees rustig. Somtyds maak God eers die liggaam gesond. Somtyds maak God eers die mens gesond. En dan beweeg hy hom. Die Here sê, moenie haastig raak nie. Sabatianda Mashele Betianda. Sabababon die Bekitianda. Daar's 'n vreugdestroom van God wat vloei deur die wêreld. Al wat ons moet maak is klim terug in die stroom. Kan die orkes van ons vorentoe kom. Klim terug in die stroom en laat die guns van God met ons een en elkeen wees. Mag die Here u seën. Ons sien geweldig uit om saam met u te werk. Ek sou graag vanmôre vir jou een van daai lekker Pinkster preke wil preek, waar ons kon rejoice en kon spring. Maar dis wat die Here vir ons gesê het. Ons gaan in die pad van Jesus staan. En ons gaan op die pad van Jesus wandel. Want dit gaan ons behoud wees in die jare wat kom. In die tyd wat kom, mag daar groot guns op die gemeente is. En ons sien uit om saam met u die pad te stap hier in Rodepoort. Wil net vir u noem, Pastoor Corneille het gesê, ons is maar ou Wesranders. En die dag toe ons gekeer word vir die bediening, toe Pastoor Corneille se papi, oom Deels, na my in Juliana toe gekom, met 'n skrif, en hy het gesê, julle sal terugkom na hierdie land. Ons het gedink dit sal Australië wees. Hy het nie gesê na hierdie dorp toe nie. Hy het gesê na hierdie land toe. En ek wil vir u sê, ek voel tuis. Gister het ek met ons, ek moet dit nou reg sê, want Tinus, waar's Tinus? Ek moet dit reg sê, wat vir my bekry. Die goue krone. Ek het hom gesê, nou lig die bejaardes, toe sê hy, so die foon gou reg, en hy sê, nee, goue krone. Ons het gister saam met hulle gekuier. En ek wil vir u sê, as ons sulke pragtige goue krone het, weet jy wat 'n pragtige mense gaan ons geniet in die gemeente. Kom ons vat hom. Kom ons bedien mekaar. En ons bly net hier agter. Gee ons net 'n lykie as jy op pastorie toe kom. Ons my jy dinge gehoor Suster Michelle sê, my vrou kan lekker koffie maak.
As jy wonder hoekom ek so lyk, is nie my skuld nie. Dis arme. So kom kuier lekker. Kom sê vir ons hallo. Ons is gemaklike mense. As jy op die werf kom, en jy sien ek het 'n besem in my hand, van die graaf, en help jy my. Want werk ons lekker saam vir Jesus. Is ons een vanmôre. Kom, baie vir my, ek wil vir jou baie man. Prys die Here. En ons is lief vir julle reeds. Sien uit om die almal te ontmoet, die Here seën.